Goeiedag en welkom hierso by Inspireer, waar ons inspirasie uit die woord van God uitkry. En dit is lekker om saam met jou te kuier hierdie week rondom die tema 'n lewe van vrygewigheid. Hoe kan ek en jy meer vrygewig leef? En hoekom is dit 'n waarde wat ek en jy regtig moet najaag? En vandag spandeer ons 'n bietjie tyd daarso in Handelinge 20 vers 35. En dit sê: op die manier wou ek vir julle wys dat julle nie net vir julleself moet lewe nie. Sien ander mense se nood en armoede raak en help hulle. Onthou, ons Here Jesus het gesê, dit is beter om te gee as om net te wil ontvang. Nou, dis die tweede keer hierdie week waar ons hoor en sien dat Paulus vir ons sê, ons moet na ander mense kyk. Ons moet hulle laste op ons dra, ons moet omsien na hulle, en dan herinner hy ons weer hier, dan hy sê, maak seker, sien ander mense se nood raak en armoede raak en help hulle. En dan sê, Jesus het gesê, dit is beter om te gee as om te ontvang. Nou, ek weet nie van jou nie, ek geniet 'n geskenk op sy tyd, vir my lekker, maar daar is my min dinge so lekker, soos om 'n geskenk vir iemand te gee en net te sien hoe hulle dit hulle ophelder. Veral my vrou, ek geniet dit om vir my vrou iets te gee, en dank die Here, sy is 'n mens wat goed waardeer, want dit help ook. Maar wanneer ek vir iets gee en ek sien hoe haar gesig ophelder, en partykeer die eenvoudigste goed is, ek vir haar, sy het nogal 'n soeptand, so as ek vir haar ietsie soets by die huis aanbring en sê, ek het vir jou iets, en ek sien hoe sy opgewonde raak, en daar is vir my iets in dit wat net spesiaal is, en Paulus kom sê, hy herinner ons hier aan wat Christus gesê, dat dit beter is om te gee, as om te ontvang. En ek weet nie van jou nie, maar my lewe is dit 100% so. Geskenke is lekker, maar dit is altyd lekkerder om weg te gee, om te voel ek maak 'n verskil in die lewe van mense om my. En dit is presies wat Christus gedoen het. Hy sê dit nie net nie, dis nie net 'n idee wat hy vir ons kom gee nie, hy wys dit. Hy gee alles van homself weg. Hy investeer alles wat hy het in die lewe van 12 manne wat saam met hom die pad stap om hierdie bediening van hom verder te vat. Hy lê sy eie lewe neer. Hy gee konstant. Hy het hierdie lewe van vrygewigheid soveel so dat hy sy eie lewe kom gee, sodat ek en jy saam met hom vir ewig kan leef. Wow, dit is hoe vrygewig Christus is, die God wat ons dien. En Jesus sê, ek het vir jou kom wys. Hy sê, en ek beloof jou, dit is beter om te gee as om te ontvang. En ek wil vir jou sê, as jy wil gelukkig wees, begin om te gee. Geld, tyd, resources van jouself, jou raad, maar begin om weg te gee. En Jesus sê vir ons, daar is 'n stukkie geluk in dit. Hy sê selfs, die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Jesus sê, wat ek bymekaar maak, pla my nie, maar wat ek weggee. En Christus is nie so seer besorg met wat ek en jy inkry nie. Dalk kyk jy hierdie en jy is iemand wat regtig baie geld verdien 'n maand. Ek glo jy verdien dit. Ek glo jy is 'n aanwinst vir jou maatskappy en daar's geen probleem daarmee nie. Maar hy is wel besorg met dit wat ons uitgee, met dit wat ek van ontslaa raak, en soveel so my liefde, my finansies, maar alles van my. Hoe gee ek van myself? Hoe gee ek van my tyd? Hoe gee ek van my hulpbronne om mense om my te dien? En net so wil ek vir jou sê, dit is wat die Here met ons doen. Hy stel ons in staat, hy gee vir ons sy lewe, sy tyd, sy gees as geskenk, sodat ek en jy mense kan dien. So mag dit ons ingesteldheid wees, mag ons onthou dat dit is beter om te gee as om te ontvang. En ek wil amper vir jou sê, mag ons anders wees as die wêreld, wat konstant bakkant staan en sê, maar ek soek 'n return on investment. As ek gee, soek ek iets terug. Mag ek en jy gee soos Christus en sê, ek gee vir jou. Ek maak die besluit, ek gee vir jou. En Christus gee vir ons en weet dat daar mense is wat hom nie gaan kies nie. Hy gee vir ons en weet dat daar mense is wat dit gaan verwerp, wat hom gaan verwerp. Tog kies hy nog steeds om te gee. So mag dit nie die maatstaf wees, die dankie of, wow, jy is so goed vir my, maar mag dit altyd wees, ek en jy ontvang, en dit is beter om te gee. Kom ons bid saam. Vader, ons ere, Here, ons sê vir U dankie vir die voorreg wat ons het, Here, dat ons kan gee, dat U ons in staat stel om goed te wees vir mense. Mag dit by ons vasgemaak word, Here, mag ons soveel meer van ons tyd, van ons hulpbronne, van ons finansies gee, om mense te help, om mense by te staan. Here, en ek praat nie net van 'n tiende nie, Here, ek praat van above and beyond, ek praat van mense wat nie net vir die kerk gee, ek praat van mense wat vir mense gee, wat hulp nodig het. Ek eer U daarvoor. Dankie dat U ons harte roer, ook deur U Gees, en dat U ons lei in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy saam met ons kuier, jy moet 'n fantastiese dag hê. Totsiens.